Goeiemôre vriende. Het is 'n groot voorreg om vanmôre weer saam met jou te wees, al sien ek jou nie in die oë nie. Jy kyk vir my na in die televisieskerm of ook op die skerm van jou foontjie, maar ons is saam in die naam van die Here. Soos jy kan sien, is dit vanmôre 'n nagmaal geleentheid. Ek wil graag die woord bedien met die oog daarop om dan oor te gaan in die gebruik van die nagmaal. Maar ek wil graag net eers ter inleiding sê, my laaste preek, die laaste Sondag van Julie, was vir my so aangryping, hoe dat die Here God hierdie boodskap gegee het van die ontsluiting van sy misterie, van sy geheimenisse. Dat ek met 'n nuwe oog in my stilte tye, na die woord kyk en lees en gedurig op 'n ontdekkingstog is van 'n ontsluiting van die geheimenisse van die Here. En dis wat vanmôre ook hier gaan gebeur. Gelukkig kan 'n mens nou met hierdie YouTube-dienste, selfs met die WhatsApp-dienste, kan jy teruggaan. As jy weer na daai boodskap wil luister of hom dalk gemis het, gaan luister gerus daarna. En dan sal jy ook sien hoe dat hierdie boodskappe nou eintlik as dit ware inpas daarby. Dat Vader verwag van ek, van my, van jou, van ons as sy kinders, om die draers te wees van sy besondere, misterieuse boodskap. Omdat hy gevul is, omring is met misterie. Omdat hy groot is en wonderlik is. Voor ek begin wil ek met jou lees uit Jesaja 61. Die Gees van my Heer, die Here is op my. Omdat die Here my gesalf het, hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, om die met gebroke harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is 'n vrylating aan te kondig, bevryding vir die wat geboei is, om die genadejaar van die Here aan te kondig, om God se dag van wraak om almal wat nou is, om almal wat rou te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou. Ons is hier in die naam van ons Vader, in die naam van die groote God van hemel en aarde, in die naam van sy Seun Jesus, in wie hy hom op 'n besondere wyse kom openbaar het, en in die naam van die Heilige Gees wat voortgaan om hierdie openbaring na vore te bring, geheimenisse te ontsluit. Dit is die werk van die Gees, en in sy naam is ons hier by mekaar. Genade vir jou, genade vir elkeen van julle, en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, ons Here. Amen. Nou vriende, ons gaan nou sing, en ek wil vra, indien jy nie voorbereid is om nagmaal saam met ons te gebruik nie, dat jy ook nou miskien hierdie boodskap sal stop, ga gou eers jou eie wyn en broodjies gereed kry, en dan kan jy weer daarna aangaan om verder te luister. Want die boodskap gaan uitloop op die gebruik van hierdie nagmaal. Kom ons sing. Ons sing 'n lied soos ons dit kry in Liedboek 223, Liedboek 223, aan Jesus Koning al die eer. Kom
my liewe vriende, wil ek vra dat jy saam met my blaai na Jesaja 57. Jesaja 57, ek gaan lees vanaf vers 14 tot 19. En ek wil graag hê dat ons moet fokus op vers 15 as die teksvers vir vanmôre. Vers 15 en dan ook 'n stukkie van vers 19. Maar kom ons bid eers saam. Soos bedelaars staan ons bakkant voor U, Here. Soos mense met 'n verwagting in hulle hart dat groot dinge gaan kom, want ons God gaan nou praat. So staan ons, so sit ons, so is ons hier voor U. Wil U asseblief nou hierdie woord vir ons oopbreek, soos wat in die nagmaal die brood ook vir ons gebreek is, en soos aan die kruis Jesus homself vir ons gebreek het, geoffer het. Breek dit nou in Jesus naam asseblief. Amen. Jesaja 57 vers 14. Hy sal sê, vul die holtes op, vul dit op, maak 'n pad gereed, verwyder struikelblokke uit die pad van my volk. Ja, so sê hy wat hoog en verhewe is, wat vir ewig woon, wie se naam die heilige is. In die hoogte, in 'n heilige plek woon ek, en ook by hulle wat verpletter en nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, en om die hart van verpletterdes te laat herleef. Want ek sal nie vir altyd 'n regstryd voer, nie vir ewig toornig wees nie, want mense geeste sal voor my verdwyn, ook die lewensasem wat ek gemaak het. Oor die sonneskuld as gevolg van sy geregtigheid het ek toornig geword en hom geslaan, het ek my verberg terwyl ek toornig was, maar hy het afvallig geword en die pad van sy hart geloop. Sy paaie het ek gesien, maar ek het hom genees. Ek sal hom genees. Ek sal hom lei en hom met vertroosting vergoed. En ek sal hulle wat oor hom treur 'n loflied op die lippe gee. Tot sover. Ek wil fokus op vers 15. So sê die Here wat hoog en verhewe is, wat vir ewig woon en wie se naam die heilige is. In die hoogte, in 'n heilige plek woon ek, en ook by hulle wat verpletter en nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, om die hart van verpletterdes te laat herleef. En vir hulle wat treur, sê vers 18 en 19, gee ek dan 'n loflied op hulle lippe. My liewe vriende, Jesaja is 'n besonderse profeet, een van die profete wat seker die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. Veral Matteus wat skryf aan die Jode, met die bedoeling om aan die Jode wat die Ou Testament ken, wat die God van die Ou Testament ken, om aan hulle te openbaar dat Jesus die een is waarvan die Ou Testament profeties voorspelling gegee het, wat hy gesê het, hy is op pad om te kom. En nou is dit interessant dat hierdie Jesaja boek, sy eerste 39 hoofstukke, is meer as 27 eeue, amper 28 eeue gelede geskryf. Geskryf aan mense wat in polities baie moeilike omstandighede geleef het. Daar was baie dinge wat verkeerd geloop het, baie siektes, dit was voor die ballingskap.
en met die bedreiging van die Babyloniërs wat kom inval. Dit was 'n moeilike tyd in die eerste 39 hoofstukke. 200 jaar later skryf 'n volgende Jesaja verder, of al is dit dan nou leerlinge van Jesaja, skryf hulle verder aan hierdie selfde boek, en kry ons dan hoofstuk 40 tot 55, geskryf aan mense aan die einde van die ballingskap. Dis 70, aan die einde van 70 jaar, om ballinge te wees, uit hulle land verban in Babylon. En dan kort daarna, nadat hulle verlos is, word hoofstuk 56 tot 66 bygevoeg. Dis 'n misterie. Dis 'n profeet wat in ons tyd geskryf, opgeneem is, Jesaja, wat oor 'n tydperk van meer as 250 jaar lank geskryf is. Met een wonderlike boodskap van 'n God wat omgee, van 'n God wat verlos, 'n God wat ook om mense wil ontferm. Dis 'n misterie wat ons moet ontrafel. 'n Misterie van die enigste ware God, vir wie een dag soos 1000 jaar is, vir wie 1000 jaar soos een dag is. En hierdie misterieuse boek, kom ons kyk dan nou net na Jesaja, as 'n misterieuse boek. Die hele Bybel is as dit ware 'n onthulling van die misterie van die dieptes van God. Maar hierdie misterieuse boek was God se woord aan sy mense. Mense wat vir hom kosbaar was, wat hy uitgekies het met die hand, gesê, julle is myne. Hy skryf aan hulle, en hy bring aan hulle 'n boodskap, 27, amper 28 eeue gelede. Maar dit is dieselfde God, wat ook skryf vir jou en my, wat vandag in hierdie tyd leef, hierdie besondere tydvak van geskiedenis, met inperkings, met 'n pandemie, wat lyk asof dit net nie tot 'n einde wil kom nie. En hierdie selfde profetiese boek, wat in daardie tyd vir die volk van God vertroostend was, wil vir jou en my vandag ook vertroostend wees. Want jy sien, ek en jy is eintlik ook vandag in ballingskap. Ons is vrygemaak, verlos gemaak van vrye sosiale verkeer. Ons kan nie eers meer naby mense kom nie, daar moet 'n sosiale afstand wees. Ons moet liewerster soveel as moontlik ingeperk in ons eie huise bly. Geen kerk, geen sport, geen toerisme, geen uiteet, geen gesellige kuier. Mense wat in die hospitale beland, verkwyn van eensaamheid, want niemand mag hulle kom besoek nie. Is dit nie maar ook ballingskap nie? Ons is verban uit ons natuurlike omgewing waarin ons gewoond was. Ja, ek en jy, so baie van ons rondom ons verkeer in ballingskap. En hierdie woord, die misterieuse woord van God, is 'n profetiese woord aan mense vir wie die ballingskap aktueel is. Mense uitgeruk uit hulle omstandighede. Mense vervreem van hulle normale mensweesomgewing, werkomgewing. Hulle het nie meer werk, 10-1. Hoeveel van u wat vandag saam met my luister na hierdie woord, is in ernstige afwagting om te hoor hoe gaan dit met vriend so en vriend so wat in die hospitaal is. Mense wat ernstig siek is en met veg teen die dood. Soos God se profetiese woord deur Jesaja soveel jare gelede in vervulling gekom het. Ja, baie van hierdie profesieë is telkens weer vervul, oor en oor.
vervul in die loop van die geskiedenis, het aktuele betekenis gehad vir gelowiges wat in daardie tyd van hulle geskiedenis na die Here gelei is. Dis vervul in die bestaan van die volk van God. Dit is vervul in Kores as die verlossende koning wat die volk vrygemaak het van die Babiloniërs en hulle gevangenskap. Maar ook vervul en veral vervul in Jesus. So kan ons hierdie boek, hierdie misterieuse boek Jesaja lees en sal die Ou Testamentiese sê baie van hierdie voorspellings en profesieë gaan nie oor Jesus nie, want die skrywer van Jesaja het nie vir Jesus geken nie. Maar tog gaan lees Jesaja 53 en jy sien wat daar gesê word, hy, die diensknegt van God, is terwille van jou en my oortredinge deurboor. Die straf wat vir ons vrede bring was op hom. Is dit nie maar net Jesus nie? Oor en oor vervul God sy woord. Dis 'n misterie. En die misterie vir vanmôre is om te sê, ook vir jou in jou ballingskap. Ook vir jou wat ontneem is van jou natuurlike lewe, jou werksomstandighede, jou gesinslewe, jou familielewe, jou hinkering, om dalk ook op jou ou dag miskien 'n bietjie rond te toer na verskillende plekke. Jy kan dit nie meer doen nie. Tot vandag toe, vervul God sy woord. So ontvou Vader sy misterie ook aan jou en my hier in ons teksvers, vers 15. So sê hy wat hoog en verhewe is, wat vir ewig is, wat vir ewig woon, wie se naam die Heilige is, hy wat in die hoogte, in 'n heilige plek woon, sê vers 15, maar wat ook by hulle is wat verpletter is, wat platgeslaan is, wat nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, om die hart van verpletterdes te laat herleef. Wat 'n wonder van hierdie God vir wie ek en jy aanbid, hierdie God vir wie hy my geroep het onder andere om 'n openbaarder te wees van sy misterie van liefde. Wat 'n wonder dat in al hierdie paradokse, eintlik weersprekende teenstrydighede, is dit nog altyd God. Hy is hoog verhewe, maar tog reik hy tot ver onder, waar ek en jy is, platgeslaan. Hy steek sy hand uit en hy omarm mense wat platgeslaan en wat gevalle is, verpletter is die woord wat vers 15 gebruik. Net om hulle op te tel en hulle te laat herleef. Net om vir hulle te sê, maar ek is by jou. Moenie bekommerd nie. Hierdie paradoks van 'n God wat heilig is, onaantastbaar heilig. Hy slaan tog sy arms om onheilige mensies en hy koester hierdie onheilige mense in sy liefde. Dis hy wat ewig lewe, maar hy skep vir hom sterflike kindertjies vir wie hy oneindig lief het. Sodat jou en my naam selfs in sy handpalm gegraveer is. Hy wat ewig is, ontferm hom oor mense, waarvan Psalm 90 sê, miskien is jou lewensjare 70, en as jy baie sterk is, dan 80, ons beleef 'n tyd wat mense 100 jaar oud word, maar dit is nie 'n druppeltjie
in die emmer van die ewigheid nie. Hy wat ewig leef, skep vir hom kindertjies, vir wie hy lief is. Die vryheid wat hy bring, so leer Jesaja vir ons, is om ballinge uit die eeue, uit alle eeue, hoop te kom gee. Om hulle herlewing te gee. Om vir hulle nuut te maak. Die vryheid wat hy bring, is om mense wat platgeslaan is op te tel. Ek en jy, ons is vasgevang in ons mensgemaakte, selfveroorsaakte sel van 'n gevangenis van gebroke, sondige bestaan. Maar ek en jy word deur God bevry. Hy maak ons los uit die greep van 'n epidemie. Hy wys vir ons 'n nuwe pad. Hoor maar wat sê vers 14. Hy sal sê, vul op die holtes, vul dit op en maak die pad gereed. Verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. Hy wil vir jou en vir my die pad gelyk maak. Hy wil vir ons op 'n pad bring wat iewers gaan uitkom. Volgens sy wil wat reg is. En daarom, hy verbreek die inperkingsmure waarin ek en jy vasgevang is, en hy maak van ons sy eie huisgesin. Hy ontferm hom oor jou en my. Al is hy hoe gans anders. Hy wil jou vader wees. Hy wil hê ek en jy moet groei in die kundigheid van hom as vader. Really, I dare to call him Father. Hy die groote God. Hy wat alle rede het om alle skepsels gelyk te maak met die stof waaruit hulle geskep is. Hy kom blaas sy asem in mense soos ek en jy in ons lywe. Hy vervul ons met sy gees. En so kom rig hy stikkende mense op. En hy leer vir hulle 'n nuwe lied, 'n loflied. Dis wat vers 19 sê. Ek gee 'n loflied op die lippe. Hoor wat sê die Nuwe Afrikaanse vertaling in die 1938 se vertaling van hierdie vers 19. Daar staan daar, ek stel hulle voor in staat om my weer te loof. Die nuwe vertaling sê, die 2020 vertaling, ek gee vir hulle 'n loflied op die lippe. Ek en jy wil ook vanmôre deelneem aan 'n groot misterie. Die misterie van brood. Brood wat Jesus sê, dit is sy liggaam. En as ek en jy in die geloof hierdie brood eet, dan is dit sy liggaam 'n misterie wat in my kom woon. Hy is dus die loflied van God. In hom kan ek en jy jubel. Kan ons bly wees sonder einde. Ja, wees bly, sê hy in Filippense 4 vers 4. Verbly jou altyd in die Here. Neem hom op die lippe. Soos wat ek en jy kan brood eet en op ons lippe neem en dit 'n loflied in ons bring. Soos wat ek en jy van hierdie beker die wyn kan drink en weet, hierdie wyn is 'n Nuwe Testament in die bloed van Jesus. 'n Nuwe Testament is 'n nuwe kontrak, is 'n nuwe ooreenkoms, is 'n nuwe erfporsie. Verlossing deur sy bloed.
Is dit nie rede om te jubel nie? Is dit nie 'n loflied wat op ons lippe moet wees nie? Daarom, my liewe vriend, as jy nou saam met my gaan deelneem aan hierdie nagmaal, bid ek saam met jou dat dit 'n loflied sal wees op jou lippe. Dat al die gekla en die hartseer en die rou en die geween oor die baie in ons familie en vriendekring wat weggeval het en wat baie siek is, dat ons hom op ons lippe neem, 'n loflied, dat ons ook kan weet, my God, met hom kan ek 'n bendestorm loop, sê Dawid, met hom spring ek oor 'n muur. My God vervul my met nuwe vreugde, hy herleef my, hy maak my nuut. 2 maal staan daar, dat hy vir ons sal laat herleef, in vers 15. Hy is by hulle wat verpletter en nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, om die hart van verpletterdes te laat herleef. Is jy gereed om nou saam met my nagmaal te gebruik? Kom ons bid eers saam. Here, dit is 'n misterie, want hierdie broodjie is 'n broodjie wat ons maar sommer hier by die winkel kan koop. Enige iemand het dit dalk gemaak wat nie eers vir u ken nie. Maar hierdie brood, het jy gesê, as ons dit breek en ons eet daarvan, is dit die liggaam van Jesus. En soos hierdie brood gebreek word en vir elkeen van ons 'n deel van ons word, so word u deel van ons lewe. Laat dit asseblief waar word. Gee vir ons 'n loflied op ons lippe, Here, dat die vreugde wat wyn kan bring, ook borrel in ons, want ek is so bly, Jesus het my bevry. Amen. My liewe vriend, ek wil voordat ons nou gaan deelneem aan die nagmaal, wil ek saam met jou, miskien, dit sal op die skerm dan wees, dat jy dit kan saam met my lees. Dis nie die baie bekende geloofsbelijdenis wat ons elke dag geken het, of wat ons geleer het van kleintyd af nie. Dis die geloofsbelijdenis van Nicea. Ek lees hom met jou saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, wat vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, en gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Wie se koning heerskappy geen einde sal hê nie. En in wie die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels,
Ons bely en doop tot vergifnis van sondes. En ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Kom, medegelowige, uitverkorene van God, vir wie hy baie lief het. Kom, van hierdie brood, kom neem dit, eet dit, en dink daaraan en glo dat hy sy liggaam gebreek het vir die volkome versoening van ons sonde. My liewe vriend, en dan die beker, nadat Jesus vir almal brood gegee het aan die tafel by hom, het hy die beker geneem en hy het gesê, drink hieruit. Dink daaraan, glo dit, hierdie beker bevat ook is my bloed, wat gestort is vir die volkome versoening van al jou sondes. Ek lees saam met jou as 'n lofprysing aan die Here God, Psalm 91. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou. Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger. Hy is die een wat jou red van die dodelike pestsiekte. Met sy vlerke sal hy jou bedek. Onder sy vleuels sal jy skuiling vind. 'n Skild en 'n skans is sy trou. Jy sal nie bang wees vir die verskrikking van die nag en vir 'n pyl wat oordag vlieg nie, vir 'n pestsiekte wat in die donker rondloop, vir 'n epidemie wat helder oordag verwoes nie. Daar kan duisende langs jou val en 10.000 aan jou regterkant. Naby jou sal dit nie kom nie. Jy sal maar net toe kyk. Die vergelding van goddeloses sal jy sien. Ja, U Here, U is my skuilplek, die Allerhoogste, het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie. 'n Plaag sal nie naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeu's en horingslange sal jy trap. Jong leeu's en slange sal jy vertrap. Omdat hy my lief het, sal ek hom bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in sy nood. Ek sal hom red en aan hom eer gee. Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. Here, so bid ons vir U beskerming. So bid ons dat U asseblief vir ons baie veilig naby U sal vashou, sodat ons nie afdwaal nie. Sodat ons elke oomblik tot U diens
beskikbaar kan bly. So bid ek vanmôre saam met baie van ons vriende wat intree vir hulle familie en vriende wat in hospitale lê. Mense wat swaar kry. Daar's soveel gesinne wat al soveel lede van die gesin verloor het. Daar's kindertjies wat wees is, omdat pappa en mamma oorlede is, vanweë hierdie virus. Ag Here, kom en kom ontferm U oor ons. Ons bid vir Psalm 91 se vrede, veiligheid, dat U vir ons sal beskerm, sodat die onheil ons nie tref nie. Ja, red vir ons uit dit alles. Ons vra U groot genade. Amen. Ons gaan weer sing, en ek het 'n lied gekies wat gaan om, kom ons sing oor Jesus se liefde. Laat ons sing van ons Verlosser, Liedboek 219, al 3 verse. Praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o sing van ons Verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het die land sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom die bruid verwag het, altyd tot die lof bereid. Sing o sing van ons Verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. Die heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Die heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. En nou, my liewe vriend, ontvang die seën van die Here en leef met 'n loflied op jou lippe tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.